'n Hartlike goeiemôre, good morning aan jou waar jy ook al mag wees. Onder 2000 meter atleet Marco Ferreira het onlangs in Frankryk koppel laat draai met sy ongelooflike spoed. Hy het nie net sy uitdaging gewen nie, maar ook in die finaal geseëvier. Beide sy wedlope was 10.04 sekondes. Hy skakel nou in van Frankryk af om ons meer te vertel. Marco, eerstens baie geluk jongman en ek neem aan dit was 'n ongelooflike aand om twee sulke vinnige wedlope binne 'n uur van mekaar te kan hardloop. Baie dankie, ek waardeer dit. Sê vir ons hoe die beplanning gegaan vir twee wedlope wat jy so binne 'n uur moes hardloop. Dis seker nie altyd die maklikste ding om te doen hier. Ag, kyk, daai hele byeenkoms dit was beplan, maar dit was nie reg beplan nie, want dit was die eerste keer wat ek nog ooit soos in 'n ander land gaan hardloop het. So my coach het ook net vir my gesê, ons gaan net gaan en ek gaan hardloop. En toe doen ek dit, toe sien ek in die Aiden, dit was 'n goeie tyd, en toe hardloop ek net alles wat ek het in die finaal, en toe was dit weer maar presies dieselfde tyd, so dit was maar net, dit was nie eintlik beplan nie, so ja. Marco, soveel van die 100 gaan oor die wegspring. Hoe sien jy die wegspring in jou kop? Die wegspring in my kop, dit is definitief een van die meeste plek waar ek die meeste fokus, veral soos voor die reis en goed is. So ek weet as ek dit soos ge-execute het, dat ek die reis op goeie beplanning sal gaan, dat ek goed sal doen. So ek is altyd baie gefokus vir die wegspring. So, ja. En hoe oefen mens die wegspring? Verduidelik vir ons kykers presies wat moet mens doen om dit reg te kry. Ag, kyk, daar's baie goede wat jy moet oefen vir die wegspringe. Dit is soos, kyk, by die coach wat ek nou is, ons oefen elke Vrydag wegspringe, en dan sit soos, maar ons sien net wegspringe nie. Dit is soos resistance training en al daai tipe goed. En dit is goed soos reaksietye oefeninge en goed soos dit. So dit is nie net altyd uit die blokke uitkom nie. Dit is baie goed wat in plek moet val. Kom ons gesels vir 'n oomblikie oor die atlete wat jy teen deelgeneem het. Vertel vir ons van die kompetisie wat jy op die oomblik in Frankryk teekom. Dit was baie goeie kompetisie. Die enigste persoon wie ek nou eintlik geken het, was die ander Suid-Afrikaner, soos Emil Erasmus, soos julle hom ken. Maar die res van hulle, ek het glad nie geweet wie van die mense is nie, so ek het maar net gaan hardloop en kyk wat ek kan doen, so ja. Waar kom die liefde vir die, en dis so 'n mooi Engelse term, die sprinting vandaan, die wedlope, nalope? Wel, ek was nog altyd lief vir hardloop en goede. Ek het nog ons eers bietjie later begin met atletiek, maar ek het begin hou van dit toe ek klein was, toe ek begin rugby speel het. Toe sien ek, okay, ek's redelik vinniger is van die res van die mense, en toe net van dit af het ek net begin hardloop en ek het dit baie geniet. Ja. Was daar 'n keuse wat jy moes maak op 'n stadium tussen rugby en atletiek? Ja, daar was 'n keuse. My pa het altyd gesê, as jy soos in hoërskool kom, dan moet jy begin kies tussen rugby en atletiek. En toe het ek maar net atletiek bode verkies, want ek het dit meer geniet en ek was beter daarin. So ja. Dit was heel duidelik 'n baie goeie keuse en ek dink Suid-Afrika is soveel beter daarvoor. Ek sien op die Facebook bladsy mense sê dis nie wanneer nie, dis net 'n kwessie van tyd wanneer jy 10 sekondes gaan breek. Wat is jou beplanning met jou afrigter wat dit aanbetref, Marco? Ag, kyk, ons het maar net, soos wat ek gesê het, ons het hierdie laat 10 soos reg beplan nie, maar in my kop het ek dit soos nie nou vir nou beplan nie, maar dit is mos in Augustus is die wêreld onder 20 kampioenskappe. So ons werk om op daai dag om die 10 sekondes te breek. So dit is waar ek na reik, is om die 10 sekondes te breek by die wêreld onder 20 kampioenskappe. En is presies dieselfde wat my coach vir my gesê het. As ek dit nie nou doen nie, dan moet ek dit daai dag doen. So dis wat ek gaan doen. Ek is absoluut seker jy sal met die regte kompetisie daarby saam. Kom ons gesels net vir 'n oomblikie oor wie jy na kyk as 'n naloper en dink ek wil so wees. Is daar so iemand in jou lewe?
Ja, hy is nie noodwendig altyd 'n 100 meter sprinter nie, maar ek moet sê definitief Wade van die Kerk. Hy was nog altyd 'n baie groot inspirasie vir my en of course Usain Bolt, maar Wade van die Kerk is ja, ek het nog altyd opgekyk na hom. Dit is vir my baie interessant dat hy en Kona twee van die atlete is wat die nalope in Suid-Afrika soveel meer gelig het. Is dit een van die redes hoekom jy ook is waar jy is vandag, dink jy? Ja, dit is maar net kyk, ek het nog altyd soos daai top 10 lyse sien van al daai vinnigste tye en ek het daai tyd gedink, "Joh, dit is baie vinnige tye." Maar nou dat ek daar is, nou weet ek as jy so baie hard werk kan jy kan daar uitkom, definitief. Ons het natuurlik 'n ongelooflike lot jong nalopers wat almal regtig vinnig is. Dis nie die maklikste ding om deesdae die Suid-Afrikaanse seniorspan te haal nie, nee. Nee, dis baie moeilik. Ek moet nog daar uitkom. Ek het geen twyfel jy sal nie. As jy 10 breek, sal dit heel duidelike kans wees dat jy wel by die wêreldkampioenskappe, senior wêreldkampioenskappe kan opeindig. Is dit iets wat deur jou kop gedraf het van tevore, daai gedagte? Kyk, ja, die ding is soos hierdie jaar is mos die wêreld 120 kampioenskappe, so ek berei vir dit. Maar ek en my coach ook nog die beplanning soos uitsit vir volgende jaar, want volgende jaar is ek mos nie meer onder 20 nie. So dan gaan ons nou kyk wat ek kan doen en hopelik kan ek 'n medal kry by senior. So ons gaan hard werk daarvoor. So dit is definitief in die prentjie wat jy kan sê. En dan is daar natuurlik die wedlope, die aflosse. En jy moet sekerlik jou oog daarop ook hê, want ons weet daar nou ons het Olimpiese medalje daar gewen. Dit moet sekerlik 'n groot aanmoediging vir jou wees. Ja, definitief. Toe ek begin sien Suid-Afrika het begin goed doen in die aflos en wen, want hulle het nooit tevore altyd so goed gedoen nie. Toe dink ek by myself, ek wil ook daar wees dit goed is. So dis definitief as ek miskien die inkom vir net die 100 meter selfie, wil ek definitief gaan vir die aflos. En dit raak deesdae meer tegnies as ooit van tevore. Dit vat natuurlik verskriklik baie oefen saam met jou spanmaats. Yes, ja, baie. Ek was nog nooit regtig baie aflos gehardloop nie, so dit sal iets nuuts wees om aan te pas van, maar ek glo ek kan dit soos leer hoe om dit te doen, so. Laastens, ek weet jy het oor die naweek weer deelgeneem, hoe het dit gegaan? Wel, dit het eintlik baie goed gegaan. Ek het in die Eiden het ek 'n 10:09 gehardloop saam met Emil Erasmus. Ons altyd presies altyd gehardloop, so ek is baie bly daarmee. En in die final het ek 'n 10 doodgehardloop, 10:00. En die wind was 'n bietjie van agter af, so dit is 'n illegal tyd. Maar ek vat dit, maak nie saak of dit van agter af was nie. Ek is tevrede met dit. Wel gedaan, Marco, baie trots op jou. Hou die naam in die vlag hoog daar in Parys. Tuis gesels net hierna oor beleggingsbeplanning en dis natuurlik 'n baie belangrike ding. Bly ingeskakel. Jy's op Goeiemôre, Good Morning.